Nou vandag gesels ons oor 'n tendens wat toeneem in stede reg oor die wêreld. Stadsboerdery en boutique tuinmaak. By ons in die ateljee is 'n ware kenner op die gebied. Trixie van Niekerk, wat spesialiseer in stedelike boerdery en wat mense help om selfs in die kleinste ruimtes hulle eie mini-plaas te begin. Baie welkom hier by ons. Hallo Elsa, dankie, dis lekker om hier te wees. En die ateljee is ook nou sommer mooi groener, as ek dit so kan stel. So, ek wil begin deur te vra, wanneer iemand hulle eie klein tuin of dan nou groentehoekie wil begin, hoe belangrik is die spasie wat hulle beskikbaar het? Weet jy Elsa, dit is eintlik baie makliker as wat mense dink, want maak nie saak wat se spasie jy het nie, jy kan wel iets groei. So, vir iemand wat net 'n gewone blomtuin het byvoorbeeld, en hulle wil nou ietsie begin groei. Jy kan maklik ietsie inpas in jou blomtuin in. Soos byvoorbeeld hierdie wat ek hier het is yarrow. In Afrikaans is dit duisendblad. En dit is nou nie 'n groente nie, dis 'n krui, maar dis baie mooi blommetjies in jou tuin. En dit is medisinaal, dis iets wat bloeding kan stop. So jy groei sommer jou eie noodhulpkassie in jou tuin. En dan is daar weer goed soos hierdie plant hierso wat lyk soos 'n kanna, dit is eintlik borrie. En hy maak ook 'n baie mooi blom. So jy kan dit maklik plant in jou blommetuin. Jy plant hom vlak, jy oes sy wortels. Ja. So die wortel groei vlak. So hy kan tussen blomme groei, baie mooi lyk, en daar het jy nog iets wat jy kan self groei en wat jy nie hoef aan te koop nie. So jou spasie, jy kan in 'n baie klein spasie groentetuin maak en as jy nou wil groot gaan en jou hele erf wil omskep in 'n groentetuin, okay, jy kan dit ook doen. Jy weet, so spasiegewys is daar baie maniere om goeders in te pas op 'n manier wat nog steeds mooi kan lyk. Natuurlik. Trixie, iets so sonlig is natuurlik ook baie belangrik, maar hoeveel direkte sonlig het die meeste eetbare plante werklik nodig? Jou meeste groentes wat 'n vrug maak, byvoorbeeld iets soos 'n tamatie, 'n eiervrug, 'n groenrussie, enigiets wat 'n vrug maak, het ten minste 6 tot 8 ure sonlig nodig. Maar daar is ook ander plante wat in skaduwee kan groei, soos byvoorbeeld spinasie. In die winter, spinasie is eintlik 'n wintergewas, wat jy in die winter in die son groei. Maar ons wil hom in die somer ook hê. So in die somer groei jy jou spinasie meer in die skaduwee. So sonlig is belangrik vir sekere plante, maar daar is baie ander plante wat jy ook in die skaduwee kan groei.